Maats, Moses het lank terug vir die kinders van Israel gesê, dat net voordat hulle die beloofde land sou ingaan, Abba Vader iets besonders sou doen. Hy sou hulle harte besny. Nou dit klink dalk snaaks, nee, dit klink seer. Hoe kan 'n hart besny word, maats? Is dit soos om 'n verjaarsdagkoek in snye te sny? Nee, maats, Moses het nie bedoel jou fisiese hart wat in jou bors klop nie, maar jou innerlike hart, jou gedagtes, jou gevoelens en jou wil. So wat is jou gedagtes? Jou gedagtes is soos die prentjies of idees in jou kop wat jy dink. Byvoorbeeld, ek wonder wat gaan ons vanaand eet, of ek wil graag my maatjie help. Dit is jou gedagtes. Jou gevoelens aan die ander kant is soos die klere van jou hart. Hoe jy binne voel. Byvoorbeeld, is jy bly, is jy hartseer, is jy kwaad, bang of is jy opgewonde? Dan wat is jou wil? Jou wil is jou besluitknoppie wat sê ek gaan dit doen of ek gaan dit nie doen nie. Byvoorbeeld, jy voel lus om 'n koekie te vat en te eet, maar jou wil kan besluit, nee, ek gaan wag tot mamma sê dit is reg. En maats, dit laat my dink aan die storie van Hendrik en sy skooltoebroodjie. Hendrik sit een pouse by die skool en hy haal sy kosblik uit, want hy is so honger. Hy sien toe sy mamma het sy gunsteling broodjie gemaak met grondboetjie botter en heuning en ekstra het sy mamma vir hom gemaak. Maar toe sien hy ook sy maatjie Doepie wat niks het om te eet nie. Hy het nie eers 'n kosblik nie. Hendrik dink toe by homself, ag, ek voel so jammer vir Doepie. En hy kan onthou, die pastoor het by die kerk oor broederliefde gepreek, maar moet ek vir Doepie help met my broodjie of nie? Hendrik voel jammer vir Doepie, maar besef ook sy eie maag grom en hy dink ek is baie honger. Dis nie my skuld dat Doepie niks het nie. En hoekom moet ek nou vir hom sorg? En so sit Hendrik daar en hy moet 'n besluit maak. Gaan hy sy broodjies deel of gaan hy alles self eet want hy is so honger? Maats, toe hoor hy die Heilige Gees in sy hart fluister. Wat sou Yeshua doen? Sy hart voel toe skielik sag en hy besluit om gehoorsaam te wees aan Abba Vader se woord wat ons leer om mekaar lief te hê soos onsself. En so gee hy toe die helfte van sy broodjie aan Doepie en hy glimlag. Maats, Doepie se oë het geblink en hy sê amper byna 20 keer, dankie Hendrik, dankie Hendrik, dankie Hendrik. So maat, jou gedagtes is wat in jou kop inkom. Soos Hendrik se idee om sy broodjies te deel. Maat, jou gevoelens is wat jy binne jou voel. Soos Hendrik wat jammer gevoel het en liefdevol gevoel het soos Yeshua vir Doepie. En jou wil is die keuse wat jy maak, soos om te besluit om dit te deel of selfs om alles self te eet. Maats, wanneer Abba Vader ons harte besny, help hy ons om nie net aan jouself te dink nie, maar om lief te hê en reg te kies, net soos Hendrik gedoen het. Wanneer Moses sê, Abba Vader wil ons harte besny, beteken dit dat hy ons gedagtes skoon maak, sodat ons goeie dinge dink soos Yeshua, sodat ons gevoelens reg maak, sodat hy kom verander ons gevoelens, sodat ons liefde, vrede en blydskap kan voel, en dat hy ons wil help om regte besluite te neem wat hom eer. Ja, Abba Vader sê in Deuteronomium 30 vers 6, hy sal jou hart en die hart van sy kinders besny, sodat ons hom kan lief hê met ons hele hart en ons hele siel, en sodat ons vir hom kan lewe. So maats, om jou hart te besny beteken dat Abba Vader al die slegte en die hardkoppige dinge uithaal wat jou keer om hom lief te hê. Hy maak jou hartjie sag en gehoorsaam. In Deuteronomium 10 vers 16 sê Moses, besny julle harte en moenie hardkoppig wees nie. Wat beteken dat jy nie altyd jou eie sin moet hê nie, maar eerder Abba Vader moet volg. In Jeremia 4 vers 4 sê Abba Vader, verwyder die ontrou uit jou hart
wat beteken dat jy verkeerde dinge moet laat staan en terugkeer na Abba Vader se liefde en pad van regte dade. So maats, besnydenis van die hart beteken Abba Vader wil self ons harte verander om reg te wil doen. Abba Vader beloof ook dat hy vir ons 'n nuwe hart en 'n nuwe gees sal gee. Ja, Abba Vader sê in Jesegiel 36 vers 26 tot 27, ek sal die kliphart uit jou wegneem en vir jou hart van vleis gee. Ek sal my gees in jou gee en jou help om volgens my voorskrifte te leef. 'n Kliphart is hard en ongehoorsaam, maar 'n hart van vleis is sag en luister na Abba Vader. Wanneer Yeshua in ons harte woon, sny hy verkeerde begeertes uit ons gedagtes, soos selfsug, jaloesie, woede en sonde, daardie eie ek die hele tyd. Hy gee vir ons sy hart en sy wil. Maar dis soos om 'n nuwe boek te kry om in te skryf. Voorheen was jou bladsye vol verkeerde woorde en lelike prentjies, maar nou gee Yeshua jou 'n splinter nuwe boek met skoon bladsye, waarin hy sy woorde van liefde en gehoorsaamheid vir jou vaspen. En dit is baie belangrik, want wanneer Papa God ons harte besny, kan ons regtig vir hom lief wees, soos Yeshua wat gesê het, nie my wil nie, Vader, net u wil. Dan sal ons hom gehoorsaam en nie net vir onsself leef nie, maar vir hom. Moses sê in Deuteronomium 30 vers 8, wanneer Jotawawwe jou hart besny, sal jy hom gehoorsaam en al sy gebooie onderhou. Paulus sê ook in Kolossense 2 vers 11, dat ons aan Yeshua behoort, ons wat aan Yeshua behoort, ons reeds deel het aan hierdie nuwe hart, wat hy die besnydenis van Yeshua noem. So maats, om jou hart te besny beteken, dat jy Abba Vader toelaat, om jou van binne af te verander. Jou hardkoppigheid en eie ek en verkeerde dinge aan hom te gee, Yeshua jou hart skoon te laat maak en sag te maak en elke dag met sy liefde in jou hart te leef en om hom gehoorsaam te wees. Maats, Yeshua wil nie hê ons moet net met ons mond sê ons volg hom nie, maar dat ons dit regtig met ons harte sal wys. Kom ons bid saam. Papa God, kom besny vandag ons harte. Ons wil vra, Vader, ons wil vra dat u ons hart van klip en daardie eie ek en sal kom verander na 'n hart van vleis. 'n Hart, kom raak ons harte aan met u pottebakkerhande. Ons wil u wil doen en ons wil soos Yeshua ander bedien met u liefde. Dankie Koning Yeshua. Ek bid dit alles in Yeshua se naam, die seun van Jotawawwe. Shalom.